Môre almal. Ekskuus, ek maak nou soos Jacy sê, hy sê ons moet die mikrofoon onder die kennebak vashou, laat ons hom nie beweeg en dan rop weg en dan. Ja, so Adele het net vir my gevra om te open vir oggend en ek weet ons is dalk so bietjie agter skedule. Maar sommer net so ietsiekie kort. Ek gaan nou nie 'n hele speech hou nie. Ek weet ons is jong dames, ons is mamas, ons is oumas en ons almal het 'n geweldige besige program. En dis partykeer so 'n gejaag na wind. Maar ons moet net onthou dat die Here se genade is vir ons genoeg. Ek sê ek het nou die week het ek dit nou maar net besef. Net as ek dink, Here, ek kan nie meer nie, dan kom daar nog iets by. Maar weet jy wat, ek weet dat die Here mens sal deurdra en dat sy genade genoeg is en dat ons regtig net geanker moet wees in hom. Net so 'n klein ietsiekie wat ek met julle wil deel die week, het daar in ons omgewing 2 groot bome omgeval. Ek weet nou nie van die ander strate nie, maar letterlik soos bo oor die pad. En nou die dag toe ry ons met klein Marie ook, toe is daar nog 'n boom om, en dan sal hy vir my sê, kyk daar, en dan gebruik ek die geleentheid as 'n lesie, en sê ek vir hom, ja, weet jy, die boom het wortels, en toe het die boom nou omgeval, so ons worteltjies moet gegrondves wees, of vas in Jesus. So, ja, dit is al wat ek maar vanoggend net kan sê, ons moenie ons fokus verloor nie, want dan raak ons soos Petrus, wat op die water wou loop, en gekyk het na die golwe, en gekyk het na die storms en die wilde see, sy oë van die Here afgehaal het, en toe sink hy weg in die water, maar genadiglik was Jesus se hand daar om hom uit te trek. Ja, so oë gefestig op Jesus. So kom ons sluit ons oë en dan bid ons gou saam. Ons groot en almagtige God en Vader, ag Here, baie dankie dat ons sommer net baie rustig hier voor U troon van genade kan kom sit. Here, U ken elkeen van ons tot die hoeveelheid hare op ons kop. U ken elkeen van ons omstandighede, U ken ons routines, ons skedules, wat ons gelukkig maak, wat ons ongelukkig maak, wat is ons uitdagings, Here, wat is ons tekortkominge, en ons kom net vanoggend en sit dit net by U troon van genade neer. En sê dankie Jesus dat ons weet, U het reeds aan daai vloekhout gehang vir ons en vir al hierdie goeders waarmee ons sukkel en vir al ons sondes, Here. Baie dankie vir dit wat U gedoen het aan daardie kruishout, want U is, ek is, U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde. U is die leeu van Juda en die roos van Sharon. U is vir ons 'n wingerdstok, Here. U is vir ons die weg, die waarheid en die lewe. Die brood van die lewe, Here. En daarom kan ons net vanoggend U naam oplig en U loof en U prys, Here. En dat ons regtig put on a garment of praise for a spirit of heaviness. Dankie dat U sommer net vanoggend ons kom toemaak met U liefde en U genade en U grootheid en U goedheid. Dankie Here dat U vir Jacy ook sal seën waar hy vanoggend vir ons gaan woord bring. En dankie Heilige Gees dat U hier tussen ons is en dat U die naprediker sal wees van dit wat Jacy vanoggend op ons hart se saailand kom saai. Ons loof en ons prys U, ons vra dit in Jesus se groot en magtige naam. Amen. Ekskuus, ek dink ek het nou die ding afgesit nie. Adele het net gesê ons gaan een liedjie praise and worship en dan is daar 'n spesiale liedjie wat ek dink Johanay wou gehad het, ons moet na luister, maar dit is dan nou net na die woorde. So dan kan julle sommer nou maar net bietjie rustig luister en dat die Heilige Gees julle ook daar lei. Dankie. Daar's sy. So amper het ons nou nie vanoggend nou met al hierdie nice goedjies gewerk nie. Met die krag hier in Carletonville. Maar dankie Here, alles is nou reg. Kan ek hierdie afsit? Want nou kan ons op die PowerPoint werk. Lekker is dit nie? Welkom almal, ek glo ek het vir almal hallo gesê. Julle is so welkom. En dan gaan ek vir ons bid. Vader, dankie, ek loof en prys U naam vir oggend.
Dankie Here, ek bid vir die vrede wat alle verstand te bowe gaan en ek bid dat die woorde van my mond en die gedagtes van ons harte vir u goed en welbehaaglik sal wees, Here, hier waar ons nou kom en amper klaar is met die boek van Jakobus. Dankie dat u ons gehelp het deur hierdie kwartaal, hierdie seisoen. Dankie vir hierdie boek. Dankie vir die boodskap. Ons loof en prys u naam. Amen. Nou Jakobus is nou nie een van die maklikste boeke nie. Is 'n maklike boek om te teach. Is nie 'n lekker een om te teach nie. Want hy is nogal reguit, né? Hy vat nie nonsens nie, want hy is, kan ek so sê, met my woorde mooi kies, is 'n ou wat vervolg is. Is 'n ou wat gebloei het vir die kerk. En hy het nie die gemeentes in nonsens gevat nie. As jy nie wil draai nie, laat jy gaan. En hy het betaal met sy lewe, né? In vroeë kerkgeskiedenis kan ek vir julle sê dat iemand soos Martin Luther glad nie van die boek Jakobus gehou het nie. Hy glad nie van dit gehou nie. Party mense het gewonder, hoekom is hierdie boek toegelaat in die Bybel? Maar dit is 'n baie praktiese boek. 'n Baie do's en don'ts. Het julle agtergekom? Maar ek sê vir jou, ons kan Jakobus maar kop toe vat, hoor. Ons kan maar luister wat Jakobus sê. Veral die tyd wat voorlê, het julle gesien wat nou in Amerika gebeur? Dat die Amerikaanse regering het van die hoofpastore in Amerika, gaan hulle sien hoekom? Het julle gesien hoekom? Ja, hulle gaan UFO-files oopmaak. Wat sê die kerk dan nou? As daar UFO's is, die regering wys die goed. Wat gaan die kerk nou sê? Ons is so besig met trappe-patrone, dat in die wêreld gebeur die goed. Ons wat in die bevrydingsbediening is en Woord goed al gesien het, ons weet wat kom, en ons moet reg wees vir dit. Nee? So hulle gaan 3 redes gee wat dit kan beteken, mensgemaak, demonies, of, ek het die ander rede vergeet, maar ek weet dit is een van daai twee, of mensgemaak, meeste van dit, en die ander is demonic. So ons moet weet, dit it will be like the days of Noah. En wat het gebeur, as ons gaan kyk, wat is die Here sê, laaste dae sal ons wees die dae van Noag. Wat het gebeur in die dae van Noag? Genesis 6, die seuns van God het afgekom aarde toe, en gemeenskap met die vrouens gehad. Hoor goed het gebeur so in die dae van Noag. So ek beloof vir julle kan maar vir my luister, hoe het goed gaan gebeur, en het gaan nog weer raak, en as jou kerk, of die kerk waarin jy is, net 'n fisiese kerk is, en daar is niks gees nie, gaan al hierdie goed soos 'n skok kom, en jy gaan nie weet wat om te sê nie, het gaan jou wêreldjie die mekaar maak, want as God dan nou die wêreld gemaak het, hoe kan daar nou lewe op ander planete wees? Nee, so die goed lê voor, daar is nie lewe op ander planete nie. God het hierdie aarde gemaak, en het vir ons die hele uitspansel gemaak, mooi as 'n voorbeeld van hoe groot hy is. En daar is 'n Gogga toe nou, met die naam van Satan wat kom. Peter het, en die mens in sonde laat inval het, en alles het gebreek. En van toe af is alles weird. Maar die kerk, het ongelukkig, soos jy nou saam met ons die kerk geskiedenis doen, het baie materialisties geword. Die geestelike het baie weggegaan. Daar is nie geestelik met die kerk nie. Toe Jesus bedien het, was alles geestelik. Ek meen, voor die ouens se oë het malaatses gesond geword. Demone is uitgedryf. Dit was weird. Dit was 3 jaar van weirdness. Van weirdness. So dit was moeilik. Is nou moeilik. Dit was toe nie moeilik nie. So van nou gaan al hierdie goed wat gaan gebeur, gaan vir mense moeilik wees. Alright, so ons moet begin ewe skielik na die supernatural begin kyk, want 'n supernatural goed wat ons nou gaan sien en gaan gebeur. Alright, is nou eintlik al wat ek wil sê. En met die boek Jakobus dan nou, kom ons kyk gou-gou, na die temas daarvan, is 'n lewende geloof, 'n bewys van 'n regverdige leefstyl en goddelike gedrag. 3 goed. 'n lewende geloof. Nie 'n dooie geloof nie. Ons kan heel oggend oor lewende geloof praat. Is jou geloof lewendig? Ek dink ek moet hierdie voorbeeld gebruik, ek dink ek gaan. Is nou nie om iets te sê of iets nie. Ek en my broer is gister daar in Dischem gaan in, en ons loop in iemand vas hier van Carltonville.
En die persoon sê vir my, ek weet nie wat vra hy nie, maar praat van toe die Baxter geval in Klerksdorp. Ek sê, die Baxter geval in Klerksdorp, wat is 'n Baxter geval? En toe ek nou mooi sê, ek het vir oom Neville Baxter sy kleinkind gaan bid daar, en sy het radikaal genees. Hulle het nog die oggend gesit en huil hierso. Sy gaan dit nie maak die sondagoggend nie, sondagmiddag gebid, volgende dag is sy weer terug en welverdien. Gesond. Die ouens in die dorp weer daarvan, wonderwerke gebeur, is 'n lewende geloof. Hoor, en ek kan met alle eerlikheid sê, ek was nou nie baie lus om Klerksdorp toe te ry nie, kan ek dit vir jou sê. Die Here moes my aanmoedig. En nie die kind genees. Nee? So, 'n lewende geloof, is jou geloof lewendig? Ons moet ons geloof lewendig maak, ons moet gaan bid vir mense, ons moet bid vir siekes, ons moet oor ons eie lewens kom. En dan sien jy goed gebeur. Want die ding is, ons is so gefestig op ons geloof. Malan en Vennote middag. Ons is mos nou lekker, ons kuier ons nou lekker saam. Ek wou nog altyd 'n telefoon so geantwoord het. Nee? 'n bewys van 'n regverdige lewenstyl, 'n regverdige lewenstyl. Laat jou lewenstyl lyk soos 'n Christensin. Jy is geregverdig deur God, maar jy is nie geregverdig dat jy net doen wat jy wil nie. Jy het 'n verantwoordelikheid nou om nie heilig. Jy kan nie eers die room kan nie smelt in jou mond. Dis nie regverdige lewenstyl nie. Regverdige lewenstyl is byvoorbeeld dat jou ja wees en jou nee. Ons gaan vandag daaroor praat. Laat dit net ten minste nou daar wees. As jy sê 3 uur is dit 3 uur. Dis deel van 'n regverdige lewenstyl. En goddelike gedrag. Alright? Goddelike gedrag. So dan met die sigaret agter die oor en praat, man, ek vloek. Jesaja het gedink, hy praat reg. Tot die Here die koeltjie in sy mond gesit het. Toe kom hy agter, hy praat net so lelik soos al die ander. So ons moet kyk hoe ons praat en hoe ons gedrag is, né? Nie doktrine, ek het nog steeds nie daai spelfout reg gemaak nie, ek jammer. Nie doktrine nie, maar eerder praktiese Christelike etiek. Etiek, manier van. Prakties. Ons moet nie, ek kom uit kerke uit en plekke uit waar almal so by die kerk so goddelik is. Dis fake. Is dit so by jou huis? Of is dit net by die kerk waar ons so praat? Net by die kerk waar ons almal mekaar drukkies gee en Christelik leef. Maar by die huis, en dis hoekom kinders hou nie van fake nie. Papa, mama is dan nou so by die kerk, papa is dan die pastoor en hy so, ja, hallo, sissie, by die huis, as jy sommer net, nee, dit moet prakties wees, dit moet doable wees. So byvoorbeeld gym, jy het nou 'n nuwejaarsvoorneme, nou gaan jy begin gym. Een ou het een keer gesê, Chuck Norris self het gesê, as hy lank nie geoefen het nie, het hy net eers gekyk of hy die oggend kan gym toe ry, dan stap hy net daar in die gym rond, en dan gaan hy weer huis toe. Maak dit moontlik. Maar nou stel jy vir hierdie program op. Teen einde van die week kan jy nie meer op daai program nie. Maak dit prakties, maak dit doable, dat jy die res van jou lewe dit kan doen. Nee? Ja. Ek gaan elke oggend 4 uur opstaan in Bybelstudio. Kyk of jy kan 5:45 opstaan in plaas van 6 uur, en kyk of jy net oom Angus se boodskap daar kan luister voor 6. Begin baby steps. Maak dit vir jou prakties moontlik, as jy kan verstaan wat ek sê. So die hoofstukindeling, ons maak nou klaar, ons het nog 2 lesse oor, vandag en volgende week. Hoofstuk 1 het gegaan oorwinnende geloof, geloof wat oorwin, wat wen. Hoofstuk 2, manifesteerbare geloof, waarneembare geloof. So, hulle kan sien, hierdie persoon is 'n man van God. Hoofstuk 3, beheerbare en energieke geloof. Jy moet jouself opbou in jou allerheiligste geloof, sê ons die boekie van Judas, wat ons volgende gaan doen, 1 vers 20. Wie moet jou opbou in jou geloof? Jy. Niemand kan jou opbou nie. Niemand kan jou maak nie. Louis Herbert het gesê, die dominee moet die mense soos op 'n swaai elke Sondag maak. Maak hom. En dan teen volgende Vrydag, as dit so stadig, om die dominee weer Sondag maak.
Nee, jy moet jouself maak. Nee? Het is my altyd die helste gewees om op 'n Sondag die kinders besig te hou toe hulle klein was. Papa, kom maak my. En ek braai swaai. Nog! As ek moeg, ek sien lus hê, né? Maar dis hoekom my dominee daar het vir my gesê, dis hoekom nie jou kinders in jou 20's moet hê, nie in jou 30's nie. Ek het my kinders soos gehad in my laat 30's. Dan is dit nie meer lekker om op 'n Sondagmiddag te maak nie. Alright. Goed. Hoofstuk 4 onderdanige geloof, hoofstuk 5 geduldige en afwagtende geloof. Dis nou waar ons nou praat, nee, vanoggend se boodskap gaan daaroor. Die boek behandel eerstens die natuur van ons geloof, tweedens die natuur en karakter van God, derdens die dag tot dag gedrag van Christus, van 'n Christen. Luister gou hierso, nee. God se karakter is God se karakter. Hy change nie vir jou nie. Of vir my nie, as hy gesê het, ek sê dit altyd. Ons gaan vandag sien, God is 'n geduldige God. Vir hom is 'n dag so 1000 jaar. Here, asseblief, het ons deurbraak, niks, jy hoor niks. Hy gaan nie op jou vlak daal nie, hy gaan dit nie doen nie. Hy is God. Ons moet die karakter van God begin verstaan. God wil ons help, al die goed, maar God is God. Ek moet dit elke week in my eie lewe agterkom. God is God. Ek is nie God nie. En God gaan nie net omdat ek smeek en sobat gou change nie. Hy sal sy tyd vat, soos hy goed dink. Glo my? En daarin gaan jy baie van jou eie karakter leer. Want ons is almal ongeduldig. Ons almal is. Alright. Dade in die lewe van 'n Christen in totale oorgawe omrede die kind van God in Jesus glo. As jy in Jesus glo, soek hy totale oorgawe by elkeen van ons. En hoe dit lyk vir elkeen van ons, ek het al gedink, 'n paar jaar terug, ek is in totale oorgawe, dan kom ek agter ek is nog nie in totale oorgawe. Ek dink ek is nou in totale oorgawe, maar glo ek nog, ek is heeltemal in totale oorgawe. So ek staan nou nie vandag hier voor en praat met mense wat ek voel is nie in totale oorgawe nie. Ek weet nie of ek in totale oorgawe is in alle areas van my lewe nie. Praktiese geloof, ons moet net genuine wees. Dis die groot ding. Genuine. Wees net genuine. Ek weet nie as jy spel mens genuine, maar is 'n mooi woord. Ek wil nie eers probeer nie. Ek dink nou klaar, spel mens genuine te gee. Genuine geloof. Alright. Die 3 stappe, onthou dit altyd in ons wandel op aarde. Jy's gered, verniet. Jy hoef niks te gedoen het om gered te word nie. Jy moes net ja sê. Alright. En nou is ons in die heiligmaking, die sanctification proses, en vir ons almal lyk dit anders. Almal. Dis ons proses, luister nie tot jy doodgaan. En dan glory glorification, wanneer ons dood is. Dan het jy eers glory. Alright. Good. Kom ons lees. Jakobus 5, ek gaan dit omdraai, ek het 'n bietjie klein getik daar agter. Wees dan geduldig, net 7 tot 12 gaan ons doen nou, ons gaan dit nou probeer klaarmaak in 'n uur. Wees dan geduldig, broers, sissies. Sien net, nou as ek 'n bruid kan wees, kan jy 'n broer wees. Okay. Tot op die wederkoms van die Here, kyk die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee, totdat dit die vroeg en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie te mekaar sug nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broers, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job. Ons praat vandag van die lydsaamheid van Job, nie die geduld van Job nie, waarvan almal praat nie. Job se geduld. Ons praat nou van sy lydsaamheid. Okay, ons gaan 'n bietjie na iets anders kyk vandag. En julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broers, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja wees en julle nee, sodat julle nie onder oordeel val nie. Ek luister 'n kommentator wat sê, kyk, Jakobus is all over the place, van een subject na ander subject. Ek dink amper soos ja, as ek preek. So ek is baie bly in Jesus se tyd was daar ook sulke ouens. Alright, good. So hy vat 'n paar subjects aan nie. Geduld teenoor uithou vermoë. Lydsaamheid, uithou vermoë is die woord. Lydsaamheid is die ou woord. Sinoniem is uithou vermoë. Geduld teenoor uithou vermoë. So hy praat hier van geduld en hy praat van uithou vermoë. Uithou vermoë moet jy kweek
deur te ly in geduld. Ja, jy moet dit kweek. Volharding, ja, volharding. Daar sê, dis 'n mooi woord, volharding. Ek dink ek het hom ingesit. Geduld is 'n houding of stand van 'n persoon. Geduldig is wat jy is. Uit 'n vermoë is 'n aksie vanaf 'n persoon. Uit 'n vermoë is wat jy doen. Geduldig, kyk na die woord, dis twee verskillende woorde. Makrotomeo, om geduld te hê, langmoedigheid, of om geduldig vas te byt, en die Engelse woord long patience. Long patience. Die idee is hier dat die woord hier vir geduld verwys na die mens se stand, waarteen die woord uit te vermoë vers 11 verwys na omstandighede. Langmoedigheid is die woord daar. Hypomone, cheerful endurance, hopeful endurance, enduring or patience. Amper dieselfde, maar nie dieselfde nie. Geduld te hê. Jy moet geduld hê. Jy moet rustig kan wees. Jy moet kan vasbyt, is vir my 'n mooi woord. Nee? Alright, kom ons kyk gou 'n bietjie. Kyk Jakobus 5 vers 7, wees dan geduldig broers, tot op die wederkoms van die Here. Kyk daarso, geduld. Vergelyk hy met wederkoms. Wat is die teologie wat die grootste pak slaan in die kerk kry vandag? Die wederkoms. Weet jy hoekom? Die kerk is nie meer geduldig nie. Dit is al 2000 jaar wat hy nie kom nie. Hy vergelyk geduld met wederkoms. Kyk, die landbouer wag op die kosservrug van die aarde en het geduld. 'n Landbouer het geduld. Hy moet die saad plant en dit sal opkom op sy vasgestelde tyd. Jy kan dit nie vroeër laat opkom nie. So met die koms van die Here. Hy sal kom wanneer hy kom. Alright. Vrug van die aarde het geduld daarmee totdat die vroeë en die late reën ontvang het. Vroeë late reën in Israel is daar net 2 reënseisoene. Alright, lente en herfs. Hulle somer is 6 maande lank, waar dan niks reën kom nie. Behalwe as daar 'n bietjie vog van die Mount of Hermon afkom. Kom ons 'n bietjie vog op die druiwe. Verder moet hulle geduld hê vir 6 maande. En met die fees van Tabernakels het hulle altyd afgestap na die poel van Siloam toe, gaan kanne water haal en op die altaar gaan gooi en gebid vir reën. Kyk, as daai reën nie kom na 6 maande, is daar moeilikheid, hoor. Dis hoekom daar, hy skryf as 'n Jood oor daai geduld en die vroeë en die late reën. 2 reëne. Alright. Be patient therefore, brethren. Kyk hierso. Die ander woord daar is long patience. Selfde woord vir geduld. Alright, maar dis hoe ek plant. Dis 'n grapie, hoor. Julle moet nie soos ek wees nie, wanneer ek hy grassaadjies op my sypaadjie plant, elke dag daar. Maar daar staan op die pakkie 3 maande. Maar ek gaan kyk. Daar is Jim Carrey, is nie geweet nie. So die landbouer moet geduld hê. Jy gaan dit plant, dit sal op sy tyd opkom. Alright. God sê vir die kerk, wees geduldig, en nou vir julle 3 teksverse wys, wat hy wys, hy gaan lank vat voor hy kom. Hy het al 2000 jaar terug gesê. Dan nie geweer as skrifte vir dit. Hy sê hy gaan lank vat. Ek gaan dit vandag vir julle wys. Vir die wederkoms. Hierso, Jakobus 5 vers 8. Maar julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte. Ek het nou vanoggend toe ek nou klaar alles getik het. Toe breek die Here nou iets my oor van versterk julle harte. Die Engelse woord daar het ek nou vergeet wat dit is, maar dit is nogal mooi. Ek gaan dit gou vir julle lees, hoor, gou hierso. Ek het dit hier op die Engels. Jakobus 5 vers 8, ek moet dit net vir julle sê. Jakobus 5 vers 8. Kom ons gaan na die ESV toe. 5 vers 8 wat hy sê so. Hy sê establish your hearts. Establish your heart. Jy moet geduldig wees. Hy sê versterk julle harte. Establish your hearts. Bou jou huis op die rots. Weet wat jy glo. Laas jaar, nee, het iemand wat ek ken, saam met Dani Botha op hierdie tangent gespring van Jesus gaan kom September maand. Toe hy nou nie kom, nou glo hy nie eens meer in die wegraping, hy glo nou, ons is klaar in die 1000 jaar vrederyk. Jou hart is nie ge-establish nie. My hart is ge-establish in die wegraping. Ek gaan net nie dat 'n mens my sê, wanneer is die wegraping nie. As dit in my leeftyd gebeur, what a bargain.
As dit nie gebeur nie, what a bargain. Die woord sê, daar's 'n wegraping van die kerk voordat die 7 jaar verdrukking gaan gebeur. Ek hoop en bid is in ons tyd, maar dalk is dit nie in ons tyd nie. Ek, soos John beweer, ek sien, het ek nou uitgebring, hy glo die wegraping gaan so tussen nou en 2070 gebeur. Ek gesê 2068, maar glo hom eerder sy wiskunde is beter. Dis so. Hulle gaan dalk nog my mates kom vat vir my kus. Ons weet nie. Maar ek weet daar gaan 'n wegraping van die kerk wees voordat die 7 jaar verdrukking. My hart is ge-establish in dit. Ek gaan nie laat ander ouens se doktrines my nou links of regs swaai nie. Baie van die kerke is so. Ag, kom my. Nee, ons moet ge-establish, let your hearts be established. Glo wat jy glo en staan by dit. En as die Here vir jou nuwe openbaring gee, gaan check dit uit. Moenie op elke bandwagon spring nie. Dis hartseer. Glo wat jy glo, maak dit vas. Versterk jou hart. Want die wederkoms van die Here is naby. Onthou nou net, nee, naby, die Here sê vir hom is 'n dag so 1000 jaar. Ons is dalk haastig, hy is nie. Hy weet wat hy moet doen. Dit gaan gebeur, hy het gesê. Hy sê, ek gaan weg. Maar ek berei vir julle, kom weer na julle toe. So as hy weg gaan, kom hy weer. Hy sê in Johannes 14. Ons hoef eers na wegrapingsskrifte te kyk nie. Luister, ek gaan weg. Ek gaan vir julle plek voorberei, maar kom weer. So hy gaan weg van die kerk, of so hy gaan weer kom vir sy kerk. Daar's dit, maklik. Jesus het dit gesê, so ek glo dit. Ek gaan nie om wat 'n teoloog sê nie, ek kyk wat Jesus sê. En baie van ouens wat nou teen die wegraping gepraat is lankal dood. Lankal. Jy moet besop wat jy vir AI vra. Ja, ek vra vir AI een keer, hoor jy so? Het hulle van die wegraping gepreek in die eerste, tweede eeu nog gesê? Nee, dit het uitgekom hier so in 17 something met hierdie William de Arby en weet nie wat alles nie. So, okay. Volgende vraag wat ek wil vra. Het so en so, is een van die ou kerkvaders, gepreek oor die wegraping? Ja, 100 jaar na Christus het hy gepraat oor die wegraping. Kyk wat jy vra. Haring is ingestel om seker goed te antwoord. Alright. Daar het baie kerkvaders gepreek oor die wegraping. Weet jy wie allemaal? Paulus, allemaal, staan in die Bybel. Alright. Goed. Geduld word vasgemaak aan Jesus se wederkoms. God se tyd is nie ons tyd nie, want wat sy wederkoms betref, het hy ons gewaarsku in Matteus 24 en 25, wat oor die eindtye gaan, dat die Here sal talm, is die woord. Hoor wat sê hy so in talm? Chorizo, nee, nie chorizo nie, choronizo. Take time, linger, delay or tarry. Chorizo is jou pizza sit. Grappie. Alright, Matteus 24:48. Maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my Here talm om te kom. Gelykenis van die verstandige en slegte diensknegt. Die slegte diensknegte sê, die Here kom nie. En hy is lelik met die kerk. Die maagde, en terwyl die bruidegom talm om te kom, die bruidegom het sy tyd gevat om te kom. Dit het lank gevat om te kom. Hy het getalm, dis die ou woord vir baie lank gevat. En dan in Matteus 25:19, en na 'n lang tyd het die Heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. Na 'n lang tyd. Ook in Lukas 12:45. Maar as daardie diensknegt in sy hart sê, my Here talm om te kom, en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en dronk word. Die Here gaan nie kom nie. Dan word ek maar soos die wêreld. Alright. Good. Kom ons lees hierdie vir. Ken julle daai storie? Ek het hierdie boekie gekoop vir my kinders van Max Lusado, koop hom gerus. As die klein kindertjies het. Ek het nog steeds myne, ek hou hom, is 'n goeie boekie, ek lees hom ook. Mooiste prentjies in. Gaan oor 2 boeties. Die kaptein sê vir hulle, hoorie, ek gaan terugkom. Hy vat toe 'n lang tydjie om terug te kom, en die een boetie het toe saam met die bosbewoners op die eiland begin kuier, en net so groen soos hulle geword, en die ander boetie het gewag vir die kaptein om te kom. Baie mooi om die wegraping en die koms van die Here te beskryf vir 'n kind.
Matteus 25:14, want dit is soos 'n man wat op reis wou gaan, soos daai kaptein, en sy diensknegte roep daai 2 seentjies, en dan hulle sy besittings toe vertrou. En die een gee hy 5 talente, aan die een 2, aan die een na sy vermoë, en hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat 5 talente ontvang het, daarmee gaan werk en 5 talente gewin. Net so die ander een wat 2 ontvang het, selfs ook 2 verdien. Maar hy wat 1 ontvang het, het in die grond gaan grawe en die geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd, hy ou kan spoed verloor met 'n lang tyd. Johannes die Doper het spoed verloor. Toe hy in die tronk was en hy kry swaar, toe stuur hy 2 van sy disippels na Jesus toe en gesê, is hy eintlik die een? En raai wat, Jesus antwoord hom net met 'n teksvers. Krepeles, die blindes sien, die krepeles loop, alles. Hy haal vir Jesaja aan. En toe hulle wegstap, toe sê Jesus vir die mense, daar was nog nie ou soos Johannes nie. Ek sou nou vir Johannes geboost het en gesê vir hom, maar is nog nie so eyster soos jy nie. Maar hy sê nie dit vir hom nie. Hy gee net vir hom 'n teksvers. En toe daai ouens vir hom sê, die boodskap, toe weet hy, dis Jesaja wat hy aangehaal het. Hy is die Messias. Dit nie mooi nie, maar ook maar moeilik. Om 'n profeet vir die Here te wees, selfs in die Nuwe Testament, is nie ligte boere musiek nie. Ons het daai liedjie nou gesing. Hoe maak my soos Deborah, wil jy reg soos Deborah wees? Ons sing goed en ons sê goed, maar is jy reg vir jou wees? Ek hoop so, ek bid dit. Ja, dit gaan jou prys kos om die Here te dien. Dis waar die hele Jakobus gaan. Daar gaan van jou verwag wees word om beloftes wat in die Bybel staan, gaan jy dalk nie sien nie. Gaan jy nog steeds die Here dien. Dis wat Jakobus so unieke, moeilike, mooi boekie maak om te preek. Mense wil dit altyd nie hoor dalk nie. Nee? Die ouens in die Bybel wat die Here gedien het, almal 'n prys betaal. Vir dit. En dit word van ons almal verwag dalk. Op 'n minder of 'n meerdere mate 'n prys te betaal om die Here te dien. Mag gaan kry daai boekie, Coming Home, Max Lusarum. Ek het hom Afrikaans, waar hy is vertaal. Ek sal 'n bietjie eendag kerk toe bring, dan kan ons hom maar blessie vir die kinderkerk. Daar sê ek kan hom nie meer vashou aan hom vir my kleinkinders nie. Maybe a long time coming. Alright. Hoor hierso. Selfs, luister hier. Jakobus gebruik daai voorbeeld, nê? Dis 30 jaar na Jesus en die ouens het al klaar gewonder hoekom kom Jesus nie. Wat van 2000 jaar later? Geen wonder die kerk glo nie meer in die wederkoms nie. Hulle het daai tyd al gesukkel. Selfs Petrus het gesukkel, hoor wat sê. Dit moet julle veral weet, dat aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens sy eie begeerlike wandel en sê waar is die belofte van sy wederkoms? Daai tyd al het hulle gevra waar is die belofte van sy wederkoms? Hulle het rarig gedink dit gaan in hulle tyd wees. So het elke generasie gedink dit gaan in hulle tyd wees. Maar wat dit vir ons uniek maak, ons kan dit nou bewys met skrif. Want die vyeboom het begin bot en al daai tipe goed. Daai tyd kon hulle nie. Israel het weer 'n nasie geword. Profesie het in vervulling gekom waarmee ons dit in skrif kan bewys dat hy in ons generasie gaan terugkom en nou soos Tina sê, die vraag is hoe lank se generasie? Wat ek glo is 120 jaar, dus ons op 2068 kom. Want God het vir Noag gesê, julle jare sal nie meer 600-700 wees nie, maar 120. Baie ouens vat Psalm 90, jare sal 70-80 wees, meeste daarvan moeite en verdriet, maar in konteks praat hy met die ouens in die woestyn, wat om een berg getrek het, en na hele generasie is nie verby 80 nie, behalwe Joshua en Caleb. So ek glo is 120, maar ek kan enigheid terugkom van dat Israel 'n nasie geword het. En party ouens sê, ja, Israel het eers 'n nasie in 1973 geword na die Yom Kippur oorlog. Maar ons weet hy het 1948 'n nasie geword. Alright. Hy kon dalk eers 'n nasie geword het toe Donald Trump gesê het, die ambassade skuif na Jerusalem toe. Nou word hy erken deur die wêreld as die hoofstad van Israel. Deur Amerika, nog nie deur die ander mense. So daar's klomp goedjies, maar ek het my hart daarop vas dat Israel het 'n nasie in 1948 geword en in daai generasie 120 jaar tot 2068 plus minus. Alright, so hy kan enigheid terugkom, hy kan nou terugkom. Alright. Goed.
Waar is die belofte van sy wil? Want vanaf die vaders ontslaap uit dood te gaan, het bly alles nog soos is van die skepping af. Alles bly maar nog dieselfde. Nee, hoor jy, het bly nie dieselfde nie. Hulle gaan nou in die Amerikaanse regering praat van UFO's. Dit raak nou lekker weird hier hoor. Ons natuurlike wêreld raak nou 'n bietjie weird. Imagine dit nou net, nee? Dit gaan nou gebeur, nee? Julle moet net die nuus dophou. Hulle het pastoor, hulle het die kerk ingeroep om te sê, hoor jy, julle moet julle mense gereed maak, ons gaan hierdie goed op die lappe bring nou. So ek wonder wat gaan die kerke sê, wat glad nie oor bietjie meer bonatuurlike goed praat nie, net van die natuurlike. Ons gebruik die Bybel om toe te pas in ons alledaagse lewe. Praat met my Chino en met my so lekker, gemaklike kerk, wat glad nie bevryding doen, en glad nie weird goed sien nie, en al die goed, dan gaan dit bietjie rof raak vir die gemeente. Nee? So dit gaan bietjie rof raak nou. En nou, sê hulle, selfs in daai dae, sal even the elect can be deceived. So nou moet ons wake up, shake up wees hierso. So nie nou die mekaar raak met die mekaar goed nie. Ons moet in die woord bly. Alright. En dan laat hier die een ding, julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat die een dag by die Here is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag is. Die Here vertraag nie die belofte soos sommer dit vertraag ag nie, maar hy is lankmoedig. Hoekom is hy lankmoedig? Hy wil hê meer moet gered word. Nee? Is dit nie? Die Here wil hê meer moet gered word. Maar die Here, dag van die Here sal kom so die van die nag. Dan is daar die skrif wat sê, hy sal nie kom so die van die nag vir my en jou nie. Alright. Good. Vers 9. Moenie teen mekaar sug nie. Dis my goed hierdie. Ons kan baie lank hieroor praat. Sodat jy nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Sug, grudge, stenazo, to make, dit beteken baie dinge. To make or be in strides, om teen te wees, en die mekaar te maak. Moenie mekaar die mekaar maak nie. Moenie die mekaarheid bring nie. Moenie confusion bring nie, tussen die broers nie. Moenie confusion in die kerk inbring nie. Dis wat dit beteken. Skinder is confusion, jy bring confusion. Jy kom praat van iemand in die kerk, dalk 'n leier by ander mense, jy bring confusion. En die Bybel sê, jy moet dit nie doen nie. Luister, jy is al 6-7 dinge is wat die Here haat, sit een van hulle, waar jy confusion bring. Moenie teen mekaar sug nie, stenazo, to make in strides, to sigh, to murmur or to grudge. Met ander woorde, om te stry, te baklei en moeilikheid te maak tussen mense. Spreuke 6 vers 16 tot 19. Hierdie 6 dinge haat die Here, en 7 is vir siele gruwel. Trotse oë, leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, en een wat valse getuienis en leuns uitstrooi, en tussen broers tweedrag saai. Confusion, bring in strides. Dire Straits, die band, onthou julle? Alright. Good. So, hy sê, moenie te mekaar sug nie, moenie te mekaar confusion bring nie, moenie kom skinder nie, moenie verdeeldheid bring nie. Alright. Dis my goed, 'n pastoor in die dorp, iets het gebeur, en die persoon kom praat by die pastoor oor iemand, hy sê, nee, wag sommer net, kom ons bel hy ou. Dis wie het uitsorteer. Sommer net daar. Dan hoor ons gou wat is fout. Nee? Maar jy gehoor. Kom so onskuldig. Is my interessant dat, ja, kom met 'n storieetjies. Dis moenie, pas op vir dit, hoor. Okay. Laat alles in die lig kom. Daar sê, neem as voorbeeld van lyding, my broers, en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Die profete as voorbeeld, ek gaan net 3 gebruik, so vinnig. Jeremia. Jy weet, hy mag nie getrou het nie, Here gesê het, maak nie, jy moet eerder nie trou nie. Die vrouens en jong mense gaan vroeg dood in hierdie land. Lekker, gaan wees vir my 'n profeet, maar dit gaan nie eers, don't bother to marry. Die vrouens en die kinders gaan vroeg dood gaan in die land. Lekker, okay, dis 'n lekker mission statement.
Hy het toe nooit getrou nie. God sê dit help nie, want die vrouens en kinders in die plek gaan nie oud word nie. Jeremia 16 vers 1 tot 4, gaan lees dit daar. Maar steeds sy boodskap bly gee, wat van die Here gekom het, oud en alleen dood in Egipte, 10:1 gestenig sê hulle, maar hy het steeds bly preek. Jessie, dit is nou geduld en uithou vermoë. Jesaja, ons lees daarvan, ons neem aan, hy praat van Jesaja hier, dat hy in die helfte gesaag is, het hom in 'n hol boomstamp gesit, stomp en hom in die helfte gesaag. Hoekom ons reken is hy, want sy boek, Jesaja, word aangeval vandag, en hulle probeer hom ook in middel in die helfte sny. Teoloog, skeer met mekaar uit. Deuteronomium, Jesaja, pro-Jesaja, hulle deel hom in sulke goed op, en hulle maak mense die mekaar. Jesaja se boek Jesaja. Hebreërs 11 vers 37, Nuwe Testament, van die profete praat nou. Hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel, die wêreld was nie hulle werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en op spilonke en skeure in die grond, en alhoewel hulle almal deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sou word nie. Daar is dit gesaffer hoor. Gaan doen 'n bietjie 'n studie van Jesaja, Jeremia, Esegiel. Hy ouens het swaar gekry hoor. Hulle het 'n prys betaal. Imagine that, die Here roep my. Die Here het my geroep. Okay, maar moenie trou nie, die vrouens en die kinders gaan vroeg toe. Ek wou 'n familie begin. Dit gaan toe nou nie vir jou gebeur nie. Alright, Esegiel. Sy vrou sterf vir wie hy baie lief was. Dit verwys na die tempel wat vernietig sou word. God beveel hom om nie oor haar te treur nie. Dis rof. Hy moes op sy linker sy lê vir 390 dae en toe op sy regter sy vir 40 dae. Meer as 'n jaar in totaal, omas, okay, omdat die uitbeelding die jare van die ongeregtigheid van Israel en Juda teen God toon. Hy was gespot en fisies was dit vir hom 'n uitdaging. Hy was stom geslaan deur God vir 'n tydperk en kon net praat wanneer hy moes profeteer. Hy was na Babylon in ballingskap waar hy geprofeteer het. Niemand het na hom geluister nie en was deur almal geïgnoreer en bespot. Imagine jy's 'n pastoor vandag en niemand wil vir jou luister. Die Here sê wees 'n pastoor. Maar niemand gaan vir jou luister nie. Jou YouTube kanaal het 1 view. Is jou ma. Maar niemand luister na jou nie. Nou awesome is dit, né? Maar hou aan, sê die Here. Jessie, né? Die ekstremies profetiese aksies was 'n demonstrasie van God se volk se rebellie en die oordeel wat dan nou oor hulle sou kom. Ek het nou iets wat ek aan dink, maar ek kan nou net nie lekker daaraan dink nie. As ek nou daaraan dink, sal ek dit vir julle vertel. Van so 'n geval, van iemand het my iets gesê, of iemand het 'n droom gehad, en ek wil nou nie iets sê, en dan is dit nou iets wat iemand in konversiteit van my, maar ek hoor so baie drome en goed deur die week, ek sal geconfused hoor. Ek weet nie eens of ek het gedroom het nie. Is soos die Baxter geval van Klerksdorp. Ek het nie idee waarvan die persoon praat nie. Jy weet, ons bid vir so baie mense, en ek het so baie met mense te doen, jy kan nie eens meer onthou wat jy onthou het nie. Is goed, nee, vir die persoon wie ek bedien, ek onthou nie jou storie nie. Hoe lekker is dit nie? Daar is hy, arme Job. Kyk, daar is sy vrou. Hoorie so, dis vir my die beste. Job het alles verloor. God het vir hom alles teruggegee, behalwe 'n nuwe vrou, die ou vrou teruggekry. Maar in elk geval, ek dink, dis nou nie te lekker nie. Ek het nou dink nogal, dis ook goed waaroor ek in die aand wakker lê. Jy weet, plaas hy nou 'n nuwe girl ook gekry het, 'n jonger enetjie dalk. Maar hy het nie, hy die ou feeks teruggekry, maar ja. Ja, maar hy het haar teruggekry. Ek hoop sy het bekeer. Jakobus 5 vers 11, kyk ons reken hulle geduldig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job. Ons praat altyd van, die geduld van Job. Maar hier is nou die uithou vermoë van Job. Wat is hy mooi woord aan die bed? Volharding, daar is die woord. Die volharding van Job.
en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol meerlei en ontferming is. Job as voorbeeld, uithou vermoë, volharding, dis 'n ander woord daai as geduld, wat die M-enetjie is, né? Job 13 vers 15, hoor dit sê, though he slay me, yet will I trust in him. Hy het nie verstaan wat aangaan, en selfs van Job 38 af, waarvan ek nou baie hou, het God nie van verduidelik hoekom het dit gebeur nie. Dis my die beste raak, ek het nou 'n bietjie deur dit gelees van Job 38 tot 42 weer hierdie week. En Job, die Here sê vir Job, ly aan depressie. Kyk na die seekoei. Dis 'n goeie een, ly aan depressie, kyk na 'n seekoei. Hy sê nie hoekom, hè. Neer vra van, weet jy hoekom het ek 'n seekoei, weet jy wat is die doel van 'n seekoei? Jy sal ook nooit weet nie, sê. Nou gaan Google ek, wat is die doel van 'n seekoei? Nou wetenskaplik is reken vandag 'n seekoei is met die mis wat hy in die water, 'n sekere organiese organismes wat sterf en leef en alles. Maar God sê ons sal nie weet nie. So volgende keer as jy depressief voel, kyk na 'n seekoei. Imagine that, Job, is jy depressief, kyk na 'n seekoei. Yes, die Here se sin vir humor, hè? Ek gaan vir ja, dis die ou koei, seekoei, sorry. Die ou koei, seekoei. Ja, maar sy my het haar toe nou teruggekry. Alright, good. Ek sê ja. Ja, wel, hy het klomp nuwe kinders gekry, so. Tannie was nie te oud nie. Hoor jy so? Maar ek wil Johannes as voorbeeld ook inbring. En die woord hypnoemai, daai enetjie wat ek hier so het, daai woord, hypomone, uithou vermoë. Hoor wat sê Johannes hierso, terwyl hy op Patmos klippe slaan. Hy het 'n hamer en hy slaan klippe, dis hoe ek hom sien. Alright, hy buig bietjie. Openbaring 1 vers 9 is voordat hy nou die beeld van Christus sien. Ek, Johannes, julle broer en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die uithou vermoë. Hoor julle, as jy in koninkryk wil leef, you must establish your hearts en jy moet uithou vermoë. Jy moet uithou vermoë. En jy gaan uithou vermoë leer deur geduld. Hy het nie gedink. Hy het gedink is die einde. Hy het nie geweet, nou hy gaan die profesie kry van Openbaring nie. Vir hom is dit die einde, hy stok uit. Amper 80. En ewe skielik verskyn die Here hom met die boek Openbaring. Jy kon opgegee het op 78. Ons moet daaraan dink, julle. Jou situasie voel dalk of die Here nie met jou praat nie, en as hiernatoe en as daarnatoe, byt vas. Byt vas. Hulle noem hom the God of suddenly. En die ewe skielik. Maria het nog gestaan ons kollig het was, en ewe skielik staan die engel Gabriël by haar. Hallo dapper dame. Jy swanger hoor, God jou pa, God se pa. Hoe breek jy dit vir die familie, daai nuus? Nee. Ek Johannes, julle broer en julle deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die lydsaamheid van Jesus Christus wat op die eiland, wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. Lydsaamheid, jy moet cheerful and hopeful endurance, lankmoedig en hoopvol te midde van omstandighede. Maak nie saak wat jou omstandighede is nie, bly hoopvol. Bly geduldig. Is 'n les vir ons almal die, né? En dit gaan nog nie so taaf by ons nie. Ons kan nog rooibos tee koop, koffie, alles. Raak bietjie duur. Maar ons kan nog. Ons krag was af, maar het weer aangekom. Ek was hoopvol. Ek moet nie my broer kyk agter, ek was nie baie hoopvol vanoggend nie, maar ons is hoopvol. Nee, ons is hoopvol. Okay. Laaste versie. Baie belangrik hierdie. Veral as jy in bevryding is. Kyk, nou jump hy weer na 'n ander situasie toe. Maar bo alles, my boeties en sissies, moenie sweer nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook nie, geen ander eet nie.
maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat jy nie onder oordeel val nie. Hy haal sy boetie, dat hy is mos Jesus se boetie, aan, wat in Matteus 5:33 die volgende sê. Verder het julle gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie vals sweer nie, maar jy jou ede aan die Here hou. Maar ek sê vir julle, sweer hoegenaamd nie. Nie by die hemel nie, omdat die troon van God is. Ook nie by die aarde nie, omdat die voetbank van sy voete is. Ook nie by Jerusalem nie, omdat die stad is van die groot koning. Wie se stad is Jerusalem? Wie se stad is dit? Die groot koningsin, ja, Dawid se, maar die groot koningsin. Dis hoekom ons bid vir daai stad. Wie se stad is dit? Die Arabiere se, die Jode se. Nee, is die groot koningsin. Dis die koning se stad. Dit staan daar in die Bybel. Hy sê so, Jesus sê so. Ook by jou eie hoof mag jy nie sweer. Omdat jy nie een haar wit of swart kan maak nie, behalwe met kleursel, dis in die hoekie agter. Maar laat jou woord wees ja, ja, nee, nee. Wat meer as dit is uit die bose. Nou, wanneer ons mense bedien, kry ek hierdie baie, 'n innerlike eet. Wanneer jy eet af lê, lê jy by jouself 'n eet af. Baie mense doen dit. Jy doen dit dalk nie as prins nie, maar jy doen dit. Ek sal nooit soos my ma wees nie. Ek sal nooit 'n man trou soos my pa nie. Ja, ek bedien elke dag. Dan begin ons sommer net daar. Dan maak ons daai reg. Maar jy het 'n eed afgelê by jouself. En al wraggies trou jy 'n man as jou pa. Of wat ook al. Dit is baie belangrik hier, Efesiërs 6 vers 1, 2 en 3. Kinders, jy moet jou ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dis die eerste gebod met 'n belofte, sodat jy mag goed gaan en jy lank lewe op aarde. Wanneer ek bevryding doen en berading doen, dan begin ons sommer net daar. Eer jou vader en moeder. Kom ons maak dit reg. Want almal van ons het toe ons kleiner was gesê, ek sal nooit my pa, die man, jy kon ook nie perfekte papie en mamie gehad het, good for you. Maar ek het byvoorbeeld, my ouers was nie perfek nie. Ek is nie 'n perfekte ouer nie. Verstaan jy? Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God in jou gee. Matteus 15 vers 4, dit staan in Markus 7 vers 10 ook. Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en moeder, en hy wat vader en moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Luister hier, ons sien dit vandag, jong mense gaan vroeg dood, hulle is 'n rebellie. Daar staan nie eer jou goeie pa en ma nie, staan net eer jou pa en ma, want niemand se ouers was goed nie. Niemand se ouers was perfek nie. So ons moet ons ouers eer, en jy vra die Here om vergifnis, kliphard, as jy dit nie gedoen en die duiwel dit kan hoor, want dit is nie God wat jou uithaal voor jou tyd nie, is jy met jou eie eed wat jy uitgespreek het, wat jouself uithaal en vir die duiwel plek gee, om jou te kom steel. Luister vir my, ons moet dit check, vir ons nageslagte, maak jy reg, so die goed nie op jou nageslagte kan kom nie. Baie mense sê vir my, ja, maar onthou nou as ek die Here aangeneem het, al die ou dinge het verby gaan, kyk, alles het nie gehoord, ja, verseker in jou gees. Maar die siel en die vlees gaan aan, en die vlees het gehoor, en hierdie tweede hemel het gehoor. So jy moet dit reg maak, hard. Dis waarom hy sê in 1 Johannes 1 vers 8 en 9, as jy sê het nie sonde nie, bedrieg jouself, dan is geen waarheid in jou nie. Maar hy is getrou en regverdig, wanneer jy jou sonde bely, vergewe hy jou en hy reinig jou. Here, vergewe my, dat ek wil ook saam met mense bid, is so, ek laat die persoon vir my staan, Here, ek kies vandag om my pa vanmiddag af te haal, ek sit my pa by jou voete neer, dankie vir my pa, vergewe my, ek vergewe my pa, dat hy nie, vir sy negatiewe woorde, sy negatiewe dade, en dit wat hy nie gedoen het nie. Niemand was perfek nie, hy het my nie altyd drukkies gegee toe hy moes nie, hy het my uitgetrap toe hy my nie moes uittrap nie, hy het my nie in ag geneem met die boedel nie, maar ek vergewe hom. Here, vergewe my, dat ek hom nie altyd geëer het nie. Here, en vergewe my, dat ek gesê het, jy het gesê, ek sal nooit weet, jy het net daar eet afgelê, net daar,
Jy dink dalk nie is 'n eed nie, maar die tweede hemel dink is 'n eed. Dis hoekom die Bybel sê eer hulle. Eer hulle. Die enigste gebod met 'n belofte, dis een voorbeeld. Dis een voorbeeld. En dis 'n baie belangrike voorbeeld. Want ons almal het daai trap getrap al. Jy moes iewers al vir jou maag kwaad geraak het, as dit net omdat sy die koekies gebrand het. Ek spot nou maar net so. Maar onthou ons deel elke dag met serious family issues, hoor. Mense met serious family issues. Ek het een keer 'n man bedien, ek het net daar by die kerk by my aangekom, sy eie pa het hom gemolesteer. Sy eie pa, toe hy 6 of 7 jaar oud was. Toe sê ek vir hom, jy moet jou pa eer. Hy is toe prokureur, definieer vir my eer. Maar sê vir die Here baie dankie, dat daai man se saad gebruik het om jou hier te kry, want God is jou eintlike pa. Dankie tog, die Here het my antwoord gegee. En eer jou moeder, dat God haar liggaam gebruik het, om jou hier te kry, want God is jou pa. Dis waarom hy sê, eer jou vader en moeder. God sal hulle uitsort, as hulle nie goeie ouers was. Want elkeen van ons gaan voor God se troon staan. Met wat ons gesê het, dit word opgeteken. En dis hoekom jy moet regmaak, dat die hemelse uitveer dit kan uitveer. Nee, anders dan gaan jy met jou woorde voor die boeke gaan oopgemaak word, dan sê jy, maar jy het dit gesê. Nee, hoekom lag jy vir my, Sarah? Nee, ek het nie gelag nie, maar jy het. Ja, so Here, elke uitelike woord wat in my mond uitgekom het, asseblief vergewe my vir dit. Ons almal praat te vinnig, ons sê te vinnig. Ek wens ek was iemand wat minder gepraat het. Maar ek is nou nie, ek praat te veel. Soos Petrus, foot and mouth disease. Ek heeltyd sê ek iets wat ek nie moet sê nie. Dan sê my vrou vir my na dit, hoe kon jy dit sê? Ek kon dit nie help nie. Byvoorbeeld, so 'n paar jaar terug is ek by Snowflake. Ek gaan klaar maak met hierdie storie. En dis toe nou toe Rusland hierdie ander land inval. Wat is dit? Hongarye, wat is dit? Oekraïne, ek sê mos, Oekraïne. Hongarye, Oekraïne. Maar in elk geval vir my selfde plek. Hulle is so 'n paar duisend kilos uit mekaar uit, maar in elk geval. En hierdie een ouetjie daar is in ons kerk, hy kom van daar af. En hy het 'n vriendinnetjie ook wat rou van af kom. Sy praat nog daai taal, so bietjie Engels. En nou koop ek by hulle tradisionele kos, nie so lekker nie, maar in elk geval ek koop toe vir my van daai kos. En ek sê vir haar, maak 'n grapie, ek maak my beurt so. Ken hy pay in roebels? Russiese geld. Sy is sommer onmiddellik kwaad vir my. Sê my vrou vir my, ek kan nou nie glo jy sê dit nie. Ek ook nie. Ek wil nou roebels betaal. Ek dink hulle gebruik ook roebels. Toe nou nie. Hulle hou niks van Russiese geld nie, kan ek dit vir jou vertel. Maar ek het weer te veel gepraat. Ek moes net stil gebly het en net met my rand betaal het. Dan was sy nou nie kwaad vir my. Sy is nog 'n mooi girl, maar sy hou nou niks van my meer nie. Die ongeskik. My kom spot hier met Russiese geld. Julle, ons maak volgende week klaar met Jakobus vir die kwartaal, dan gaan ons Turkye toe. Ons gaan 10-10-1 nie volgende week by mekaar kan kom nie, want van maandag af verf hulle hierdie dak. Hulle het gesê, hulle sal vir ons die plek so inrig, dat ons kan woensdag aand Matteus doen. Maar ons gaan 10-10-1 volgende Vrydag nie kan wees nie, maar ek gaan vir julle dit opneem, net hier agter met die podcast, en dan maar net uitstuur op die groep, en dan sal Adel julle sê, wat julle die volgende 2 weke voordat die skool sluit gaan doen. Alright. Maar as ons volgende week kan, sal ons julle laat weet. Hulle is dalk vroeg klaar, en ons kan doen, en alles ryk na Plaskon, en alles is niet. So hulle het ook gekom met 'n groot kraan, en ons goed gebreek hier buitekant, maar hulle gaan dit ook regmaak. Alright, want hulle kon nie met 'n gewone kraan by die toring uitkom nie, so hulle het 'n groot kraan gebring, om daar opgesit met 'n mandjie, die ouens het so in hom gesit en geweld, en hierdie kant ook met 'n mandjie, en hulle het mooi reggemaak die toring, hulle het klaar nuwe plafon ingesit daarso, en nou gaan hulle alles verf. Hoe lekker is dit nie? Nee? En Tine sê, wanneer hierdie kerk op ons naam kom, gaan hy 'n ander plafon kry, maar dankie vir hulle wat hierdie ene keer regmaak. Alright. Kan ek vir ons afsluit? Geduldig wees, establish your hearts, kry jy uithou vermoë. Is mos, dan die bed. Volharding kry ek geloof. Daar is hy. Dit is so mooi. Hoe mooi is dit nie? Beautiful. Kom ek bid vir ons. Vader, ek loof en ek prys die naam. Dankie vir die dag. Ons eer die naam. Ons bid dat U die naprediker van hierdie woord sal wees.
Here, dankie vir die voorbeelde in die Bybel van die profete, van Job. Vader, dankie dat ons daarna daai stories kan lees en sien, en bietjie dieper sal lees. En bietjie gaan kyk wat daai mense deurgegaan het. Here, U verwag dit dalk van ons in die dae wat kom, dat ons met volharding hierdie wedloop sal klaarmaak. Vader, ons eer U naam. Ons loof U naam. Dankie dat U vir ons 'n perfekte voorbeeld is. Ek bid dit alles in Jesus naam. Amen.